Hartlike hallo van my kant af. Baie bekende geestelike leier, Dr. R.T. Kendall, skryf nogal woorde wat my diep raak. Hy sê 100% of believers eventually go through a period when God seems to let them down. So iewers kom daardie hoekoms in jou lewe en kom daardie waaroms in jou lewe en daardie onsekerhede in jou lewe van Here, is U daar? Here, U voel so ver, Here, U voel afwesig en ja, 100% van gelowiges volgens Dr. R.T. Kendall voel iewers so in ons lewe. En as ek moet eerlik wees, ja, ek dink nie hy is verkeerd nie, want as 'n mens net na die nuus kyk, en as jy net kyk na al die rampe en teenspoed wat gebeur in die wêreld, en ook sommer naby in 'n mens se persoonlike kring, en in jou lewe, en in vriende se lewe, of in familie se lewe, dan wonder ons partykeer, en ons twyfel partykeer. Nou wil ek vir jou voorbeelde uit die Bybel uitkom gee, om vir jou te sê, weet jy wat, dat twyfel is nie iets wat jou hoef te skei van God nie. Moet net nooit in 'n tyd van twyfel wegbeweeg van God nie, bedoelende, jou rug draai op God, kwaad, aggressief, en hom los en wegstap van hom nie. Hy gaan jou in elk geval nie los nie, net so tussen my, al twyfel jy, hy gaan jou nooit los nie, al dink jy los hom. Dink aan Elia, net na die, wat sal ons dit noem, sensasie met die Baal-profete, is daar 'n Isebel, een vrou, wat hom dreig, en hy vlug, en hy bevind homself in 'n grot, en hy bevraagteken God. Waar is God? Dit is Elia. Hoeveel keer in die Psalms lees jy van Dawid, met al sy twyfel, en al sy onsekerheid, en al sy hoekoms, en al sy waaroms, en al sy moeilike vrae, wat hy vir die Here vra. Dink aan Abraham, dink aan Sagaria, 2 ou mans, wat hoor hulle gaan pa word. Dink aan hulle vrouens, dink aan Sarah, dink aan Johannes die Doper se ma. Ek bedoel, almal onseker, wonder oor God. Die disippels in moeilike tye, het ook gewonder, het ook getwyfel. So ek wil maar net vandag vir jou kom sê, weet jy wat, 100% of believers eventually go through a period when God seems to let them down. Maar hy los jou nie in jou tyd van twyfel nie. Hy is nie kwaad vir jou in jou tyd van twyfel nie. En daarom kan jy aan hom vashou. En hy gaan deurkom in jou tyd van twyfel. En jy gaan en jy kan in 'n dieper verhouding met hom kom. As gevolg van jou onsekerhede en jou twyfel. Moet net nooit jou rug op hom draai nie. Wonderlike week vir jou.